Hi julle, so ons is by ons laaste video en ons gaan vandag vinnig kyk hoe alles aan mekaar sit. Want ons het hier in hierdie laaste paar video's vir mekaar gesê of ons die hashtag gebruik ontdek jou storie. En die idee van dit was om jou te help om jou storie te leer ken. As jy sê jy's 'n Christen, dan beteken dit jy neem Jesus se storie aan. Jy sê ek volg nou 'n ander tipe storie. My lewe vertel 'n ander storie as wat dit voor jou net. En jy het hier probably groot geword, of as jy onlangs besluit het, ek gaan nou 'n Christen word, ek gaan vir Jesus volg, dan is hierdie jou storie. Nou die eerste ding wat ons gesê het, is jy is in harmonie met God gemaak. En ek wil hierdie prentjies gebruik om jou ietsie te wys van hoe jy jou storie kan vertel. Die eerste ding is, jy kan onthou, jy is in God se beeld gemaak. Die wêreld is gemaak om God te loof en lief te hê. En dit was in harmonie. Ons het in die eerste video gesê, ons is in harmonie met God geskep. Met ander woorde, ons leef saam met hom. Ons werk soos hy, ons maak soos hy, ons beweeg en dink en doen soos Jesus. Ons kyk na Jesus as ons voorbeeld. Maar wat ons weet gebeur is nie altyd so goed nie. Die wêreld gaan sleg, iets gaan verkeerd. En dit kom maar gewoonlik uit optrede of sonde. En ons kan daarvan lees in die Bybel. So as ons die eerste een dink, dan lees ons in Genesis 2 en 1 van hoe alles gemaak is, hoe God alles gemaak het. En in Genesis 3 lees ons hoe die sonde ingekom het en ons verhouding met God verbreek het. Maar gelukkig lees ons in Johannes 3 dat Jesus kom en ons nuut maak. Hy gee ons 'n hele nuwe lewe. So wat ons gesê het, in die begin is ons in harmonie met God geskep, né? Alles werk mooi saam, en nou is alles uit ritme uit. Die ritme werk nie meer lekker nie, so die song wat ons sing, die lewenslied, klink nie meer so lekker nie. En toe kom Jesus en hy sê, kom ons sing 'n hele soort musiek. Ons doen dit heeltemal oor. En nou kan ons 'n nuwe song sing. Elke liewe dag is heeltemal nuut. So die nuwe genre, die nuwe soort musiek wat Jesus vir ons kom leer sing het, kan ons nou ons lewenslied, ons kan ons lewe anders aan mekaar sit. En ons het in daai video gesê, soos wat 'n song 'n chorus het en 'n bridge en 'n verse, kan ons Jesus ons middelpunt maak. Ons kan Bybel lees om vir ons te leer hoe alles werk. Ons kan in hom glo en aan hom vashou en ons kan sy genade vat en in dit leef en gelukkig en dankbaar wees omdat hy vir ons lief is. Dit alles maak dat ons anders optree. Nou, in Johannes 3, soos ek gesê het, lees ons van hoe Jesus ons nuut maak. Ons lees daar hoe ons wedergebore kan word as ons in Jesus glo, hoe hy ons hele lewe anders maak. Ons vertel 'n hele nuwe storie. En dan kan ons in Lukas 10, is een van die baie plekke, maar ons kan lees hoe ons nou leef as hierdie nuwe mense, as sy kinders. Ons is nou in Jesus se familie, so hy stuur ons nou, en in Lukas 10 lees ons hoe ons gestuur word om almal te gaan vertel van hierdie baie goeie nuus dat Jesus ons verander, dat hy ons nuut maak. En verder in Lukas 10 lees ons van die barmhartige Samaritaan. Jy ken dalk die storie van hoe ons mekaar lief het en vir mekaar omgee, ons uit ons pad uitgaan om mekaar te help. Nie soos in die begin, toe alles fout gegaan het, wat ons afsigtig was en net oor onsself gewaar het nie, maar eerder vir mekaar omgee. En dit is jou storie. So as jy sê, ek is 'n Christen, ek volg Jesus, dan onthou jy, ek is in harmonie met God gemaak. Maar die wêreld en my lewe is uit ritme uit met God. Maar Jesus kom gee vir my 'n nuwe soort musiek en ek kan my nuwe song, my lewenssong kan ek sing en ek kan dit sing met hierdie ongelooflike familie en beweeg saam met Jesus. En dis soos om in 'n band te wees. Elkeen het sy eie deel en sy doel en ons is dan deel van God se mense. Ons help mekaar en ons deel met mekaar. En ons leef saam in God se wêreld. So dis die 5 goed wat jy onthou. Ek is in harmonie met God geskep, maar alles het uit ritme uitgegaan. Jesus kom gee ons 'n nuwe soort musiek. Ons sing met ons lewens hierdie song en ons sing saam soos in 'n band. So ons is nou God se orkes. Ons maak awesome musiek en mense hoor dit en hulle wil graag deel word van hierdie nuwe song. En ons sê vir hulle, kom, ons wys julle hoe om musiek te maak vir Here. En daarom is ons hele lewe 'n lied vir Here. En dis hoekom ons sing, dis hoekom ons juig en speel en loof en leef en gelukkig is en nice is met mekaar en 'n verskil maak en help waar ons kan.
en hierdie wêreld 'n beter plek maak. Want dis jou storie. Dis wie jy is. So jy is deel van God se mense. Jy is deel van Jesus se army, se orkes wat hierdie wêreld mooier maak deur musiek te maak met jou lewe. Musiek wat God se storie vertel. So ons gaan gaan ons Jesus se storie en God se storie ook nog ontdek. Maar vir hierdie een het jy jou storie ontdek en jy weet nou wat jou storie is. So wat ek al vorentoe kom, jy's reg. Niemand kan jou anders vertel nie. Niemand kan vir jou sê wie jy is en wat jy moet maak en hoe jy moet leef nie. So as iemand vir jou kom en sê, kom, doen hierdie slegte ding saam met ons, of weet jy jy's eintlik 'n slegte persoon, dan sê jy nee. Ek is in harmonie met God geskep en ek weet hierdie wat gebeur is uit ritme uit, maar Jesus gee vir my 'n nuwe musiek sodat my lewe saam kan sing en daarom is ek nou deel van God se band en ek weet wat my rol is. So is nog baie om uit te figure en baie om te leer, maar ons het nog tyd. So journey song, kyk in die volgende video's, krap ons bietjie dieper en ons ontdek nog stories wat jou gaan leer om jou storie cooler te maak saam met jou. Okay, ons sien mekaar weer. Cheers.